Goeiemôre, dit is 3 Junie vandag, lesing 28 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Ons gaan aan met die fase 3 nou van Zorel se magnetiese slaap. En die opskrif van hoofstuk 56 is die wese van die mens en sy kreatiewe roeping. Nou, hierdie lesing van vanmôre wil ek nou maar vooraf waarsku, dit is taai goed, dit is moeilike goed. Meeste mense gaan dit nie met die eerste deurwerk verstaan nie. Ek sal probeer sover ek kan om verduidelikings te bring. Hierdie is nie maklike goed nie. Dit is nou wat ons noem in die geestelike taal, dit is nou 'n taai stukkie vleis. 'n Regte C-graad stukkie vleis wat ons nou hier werk. Dis nie meer melkkos nie. Maar ons kan nie altyd by die melkkos bly nie. Ons moet ook dieper in hierdie goed ingaan. En wat die kerke ons gemaak het, hulle het ons baie lui gemaak. Want mense bevraagteken niks wat hy hoor nie. Hy verstaan nie wat die ou sê daarvoor nie, maar hy sal nie gaan en vir hom sê, maar waar kry jy dit nie? Hierdie kan jy enige tyd na die diens, maak met my 'n afspraak, as ek jou verloor het iewers, en dan kyk ons of ons die ding op 'n makliker manier kan verwerk en vir jou aanbied. Ons gaan dan aan met hoofstuk 56. Zorel, die ou wat nou in die magnetiese slaap is, het nou hierdie verrukking, omdat hy nou in sy eie gees mens is. Elohim self is die hoogste en mees volmaakte, ewige oermens uit homself. Dit wil sê, hierdie mens is in wese 'n vuur, waarvan die gevoel liefde is, 'n lig, waarvan die gevoel verstand en wysheid is, en 'n warmte, waarvan die gevoel die lewe self is, in die volste bewussyn van homself. As die vuur ewiger word, word die lig ook intenser, en die alles skepende warmte ook ewiger, sodat dit uiteindelik ver na buite uitstraal. Hierdie straling is self lig, het die warmte reeds in homself, en hierdie warmte het ver weg dieselfde uitwerking as binne in homself. Die geskapene neem steeds meer lig en warmte op. Dit verlig en verwarm so altyd verder, en werk daar waar dit kom ook weer. En so plant alles verder voort in die oervuur, die oerlig en uit die oerwarmte, en vul steeds verder en steeds meer die oneindige skepingsruimte. Die maklikste vir ons om dit nou mee te koppel is die son. Die son wat 'n geweldige vuur is, daar waar hy ontstaan het, omtrent 100.000 kilometer van ons af, of is dit meer, ek kan nie onthou nie, maar dit is 'n hele entjie. En daai warmte kom na ons toe, in die vorm van ligstrale. Die lig dra altyd die warmte. Die wysheid kom altyd uit die liefde, want die warmte is die liefde. Dit is tog logies om dit so te verstaan. As jy by 'n lekker kaggel sit, daai heerlike warmte wat uitstraal, en ook lig wat na jou toe kom, verwarm jou hele wese. En dan sê hy dat die derde eienskap van hierdie ligvuur is die ewige lewe. En dit is ook Vader se 3 eienskappe wat hy uitgestuur het, toe hy besluit het. Vader het in sy wese 'n hinkering gehad na wesens, wat vrye wil onafhanklik buite hom kan bestaan. Net soos wat 'n getroude paartjie na ruk 'n begeerte het om kinders te hê, en dan verwek hulle kinders. En dis wat hy gedoen het, hy het 3 van sy gedagtes, sy ewige gedagtes uitgestuur, en dit het 3 wesens geword. Die eerste is die liefde, tweede is die lig, en derde is die ewige lewe. Wie hulle is, weet ons net ten dele, maar die lig was Lucifer, wat as 'n volmaakte engelwese
Vader se gedagte van lig ingeneem het en geword het. En toe val hy, en toe doof die lig uit in hom. Die liefde is Yeshua, wat gekom het, en vlees geword het vir ons. En hy het ook gekom as die woord en as die lig, want hy het die lig se plek ingeneem. Nêrens kan daar in Vader se orde iets ontbreek nie. So die oomblik toe die lig uitdoof, Lucifer, toe vat die liefde daardie ligposisie oor. En dis hoekom hy na die aarde toe gekom het as die lig en die waarheid en die liefde. So dit is hoe jy hierdie ding moet sien, en dit moet ook ons moet die wese van Vader so verstaan. Want as hy alles binne in hom gelos het, dan is dit soos 'n vrou wat vir die res van haar tyd met haar gesin die babietjie in die baarmoeder dra. Dis mos nou belaglik. So moes hierdie wesens, hierdie gedagtes uitgaan om onafhanklik te kan bestaan, en sodat Vader 'n genoeg in hulle kon hê, omdat hulle albei kante toe kon val. Hulle was nie as robotte uitgeplaas nie. Hulle was as gedagtes uit hom uitgeplaas, wat kon vry doen wat hulle wou. En dit het vir hom 'n ontsaglike saligheid berei, om dan hierdie engelwesens as sy kinders te sien, en uit daardie 3 het daai 7 wat daar op die bord is, ontstaan. Die 7 noem ons aardsengele. Hulle het uit daai 3 ontstaan. En so uit daai 7 uit, en die 3 het oneindige ander engelwesens ontstaan. Want die engele kon ander wesens skep, soortgelyk aan hulle en in laer ordes. As jy die boek Openbaring van Henog lees, dan sal jy dit daar kry. Ons gaan verder. Alles kom dus oorspronklik uit die een oerbestaan van Elohim voort, en bly hulle self ontwikkel totdat dit gelyk word aan die oerwese van die oermens. Eenmaal daaraan gelyk, bly dit dan ook in volledige selfstandige vryheid in die menslike vorm uit Elohim bestaan, as 'n Elohim homself, of as 'n El homself, moet seker beter taal wees, in innige verbondenheid met die oer-Elohim, omdat dit is wat die oer-Elohim self is. Engele het 'n vorm, en hulle is na die beeld van Vader geskape. Vader het ook 'n vorm in sy oerwese, maar niemand kan dit nog ooit gesien het nie. Sy oerwese, die vorm waarin hy hierdie oerengele geskape het, was nooit deur enige engel gesien nie. Want hulle kon hom nie sien nie, hulle sou letterlik vergaan het, omdat hy so groot, almagtig en verhewe was. Vir die eerste keer 2000 jaar gelede het hy sy oermens gestalte, of sy oer-Elohim God gestalte, sigbaar laat word in Yeshua die mens. En dit is hoekom die vorm van die mens, nou in vlees, is ook die vorm van engele, met 'n geestelike liggaam, en is ook die vorm van Elohim self, in 'n absolute allerverheerlikte geestelike liggaam, wat basies net lig is. Waar julle lig, vuur en warmte sien, daar is ook die mens, het sy al gereed of in 'n beginstadium. Miljarde lig, vuur en warm atome ontpop hulle self en bring vorme voort. Dink maar die son wat skyn en die plante wat ontkiem en die diere wat gebore word en alles wat in die natuur verskyn. Ons noem dit hier, praat hy van ontpop. Die afsonderlike vorme gaan opnuut tesame en ontpop hulle self in 'n groter vorm, wat die menslike vorm al meer benader en ontwikkel homself tot 'n wese.
Hierdie wese produseer nou al meer vuur, lig en warmte, waardeur 'n groot behoefte aan 'n hoër en meer volmaakte vorm egter ontstaan. Die talle forme wat op sigself reeds volmaakter is, verskeer eweneens hulle omhulsels, voeg hulle saam en ontpop hulle self deur die substansie van hulle wil, wederom in 'n hoër en volmaakte vorm. Hier praat Vader van die geestelike binne in elke substans op aarde. Die plante het 'n geestelike sieledele wat 'n bewussyn het en wat elke keer na beter en groter en meer volmaakte vorms neig. En so ook die diereryk. Jou heel volmaakte vorm van die diereryk sal die lammetjie wees en die duif. En daar is seker vele ander forme ook, wat baie sag geaard en gereed is om nou as deel van 'n mens se siel, 'n mens se siel wat bestaan uit die hele kosmos, opgeneem te kan word. Dit gaan so voort totdat die mens voltooi is, en daarna ontpop die mens homself tot die toestand waarin ek my nou bevind, en waarin hy dan volgelede gelyk is aan die oervuur, die oerlig en die oerwarmte. Dit alles nou is Elohim, wat ek nou onafgebroke sien in sy oerlig, met in homself die volle vuur en die volle warmte, en dit alleen is dit wat van ewigheid tot ewigheid die wese van Elohim uitmaak. En hier het hy nou die voorreg om daai groot ligsom te sien, maar hy sien ook die man daar binne wat hom gelei het, wat hy noem vriend, wie Yeshua is, wat nou al reeds die gestalte aangeneem het van die oer-God, oer-Elohim, wat nooit gesien kon word nie. Nou sien hy hom. En dit is wat Yeshua nou van hierdie mense leer, dat ek nou die gestalte is van die altyd nog onsienbare Elohim. En wat baie belangrik is hierso, is dat ons dit nou ook sien dat die mens eers 'n volkome mens is, as jy in die toestand van Zorel is. En dit word vir ons verhaal in die boek Genesis 1, vers 26 en 27, waar hy sê, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis, man en vrou het hy hulle geskape, en daar het hy hulle as een wese geskape. Adam en Eva was 'n eenheid gewees, 'n androgeniese eenheid. Want as 'n mens, 'n gewese, 'n engelwese is alle hoër engele is androgeen. Die manlike positiewe en die vroulike negatiewe vul mekaar so aan dat hulle nooit kan sterf nie. Dit is een van die redes vir hulle onsterflikheid. En dit is hoe Adam en Eva geskape was. En dit is hoekom Vader later aan na die sondeval, die erfsonde, het hy Adam aan die slaap gemaak en waar het hy die vrou gekry? Binne in Adam. Uit sy sykant uit het hy 'n vrou gevorm. Ons lees nie daar het nog 'n siel, daar's nog 'n siel betrokke gewees nie. Hy het Adam se siel geskei van die manlik positiewe afgeskei van die vroulik negatiewe en hy het vir hierdie siel 'n liggaam geskape of geformeer en toe Adam nou Eva buite hom sien, toe raak hy verskriklik gelukkig en bly en hy is smoor verlief op haar. Dit is die toestand wat die mens eers moet bereik, is hierdie toestand van Genesis 1, dat ons na die beeld van Elohim is. Ons is nie nou die beeld van Elohim nie, want ons is vleeslike mense. Binne in ons is ons siel wat beklei om beeld te word, om te verenig met die gees, maar eers wanneer ons met ons gees verenig het, eers wanneer ons daardie volmaakte vorm bereik het, al is dit nog in hierdie onvolmaakte vlees, kan die geesmens opstaan en kan 'n mens dan al hierdie wonderbaarlike werke doen wat Yeshua ons beloof het. Onthou, Yeshua was absoluut volmaak van geboorte af. En hy was in 'n vleeslike liggaam.
wat hom ook versoek het. Die liggaam het baie eise aan hom gestel. En hy sê, hy het dit oorkom deur harde werk en vas. Al die meisies was op hom verlief. En hy moes dit afweer. En ander eienskappe wat Satan na hom gestuur het, lees ons van daar net na hy sy vas klaar gemaak het, wat Satan hom versoek het. En hy moes teen alles staan. En so kan ek en jy ook, nou aan die einde, is dit sy bruid se beurt, om in die vlees volmaak te word van gees. En dan oor te gaan, om dan die bruid te vorm, wat vir 1000 jaar vir hom die mees wonderlikste werke gaan doen. So dit is nou net om hierdie goed te verstaan. Daarom is die mens eers mens uit Elohim en dan eers mens uit homself. Solank hy slegs uit Elohim is, lyk hy soos 'n embrio in die moederliggaam. Eers wanneer hy uit homself 'n mens geword het volgens Elohim se ordening, is hy 'n voltooide mens, omdat hy eers daardeur tot die ware ewebeeld van Elohim kan word. Die mens volgens Genesis 1 vers 26 en 27. As hy dit bereik het, bly hy ewig, soos 'n God en het self 'n skepper van die verdere wêrelde en wesens en mense geword. Want dit is wonderlik dat ek nou al my gedagtes, gevoelens en wense kan sien en my wil kan vorm volgens die omhulsel van dit wat ek gedink en gevoel het. Kyk, so gaan die skepping steeds opnuut voort. Nou in hierdie toestand van volmaakte mens, wat nou altyd maar gebeur aan die ander kant nadat die mens sy liggaam afgesterf het, skep hy deur sy wil. Kom ons sê, ek wil nou 'n huis vir my bou, ek was nou lank, sê nou maar as ek oorgaan in 'n nabye familielid se huis, waar hulle my baie liefdevol ontvang het, en nou vir my geleer het, hoe om daar aan die ander kant te lewe. Daar is 'n mate van oriëntering vir almal, want ons weet nie die dinge wat daar aan die ander kant aangaan nie, ons weet nie hoe ons moet optree nie, maar 'n ouer of 'n baie goeie vriend of 'n grootouer neem jou in sy huis in en hy leer jou, en hy wys jou al die dinge. En nou kom jy op 'n stadium en jy sê, maar hoorie, ek wil nou my eie huis hê. Dan gaan jy nie 'n bouers kry en 'n argitek om vir jou plan op te trek eers en dan bouers om dit te bou nie. Hulle leer vir jou hoe jy dan in jou wese moet ingaan en jy moet dit wil. Eers moet jy baie duidelik die huis sien, die fondasies, die materiaal waarvan dit gemaak moet word, ek weet nie wat is die substans daar, is maar alles liefde, maar is ewig lewende, eteriese materiaal, en dan sien jy ook, hoe lyk die huis binnekant, die vorm, die meubels, al die dinge wat nodig is vir jou. Dan sien jy die landskap om hierdie huis. Jy sien 'n meer, jy wil graag 'n dam hê waar vis in is, jy wil graag berge hê, jy wil graag groenvelde hê, jy wil wilde diere daar hê, makdiere, al die dinge wat jy wil, kry jy in jou gedagtes. En nou gee jy vorm daaraan deur Vader te vra, versterk my wil en laat hierdie woonplek van my so ontstaan. En oombliklik is dit daar. Want jou wil is nou Elohim se wil. En God kan alles aan die ander kant, hoef hy dit net te wil, en dit sal daar wees. So dit is 'n groot, wonderlike eienskap van 'n geestelike kind van Vader, wat ons baie keer nie besef, wanneer ons onsself vasmaak aan hierdie aardse gemors nie. Ek dink altyd aan die ou wat in die hemel aangekom het, en hy het vir hulle so baie duidelik gesê, hoor jy, in my kus sit julle 'n tas vol goudstawe, ek wil saam met die goed, moet saam met my gaan. En toe hy nou daar by die poorte kom, by ou Petrus, en Petrus nooi hom in, en Petrus sê vir hom, wat het jy daar in die tas?
toe maak hy dit oop, toe sê hy goudstawe. Toe lag Petrus en al die ander ouens wat om hom staan en sê, kyk nou hierdie ou, hy bring plaveisselblokke na die hemel toe. Of in Engels paving bricks. So dit is hoe niks ons alles hier beteken in die hemelse realm. Dit is niks. Alle jaag na goed van die wêreld kan nie vergelyk word met dit wat ons daar gaan kry nie. So ons gaan verder, die gevoel van warmte vers 5, en dus liefde het die behoefte aan realisasie. Hoe sterker daardie gevoel word, des te meer vlamme en warmte wek sy daardeur in haarself op, en des te kragtiger word die lig van die vlamme ook. Die behoefte van die liefde druk haarself uit in vorme van lig, maar die vorms ontstaan en vergaan dadelik weer, soos by 'n mens die beelde agter die ooglede van die geslote oë tydens 'n verhitte fantasie. Daar kom steeds weer ander beelde. Hulle word groter en neem stadig maar seker die blywende en herkenbare vorms aan. Maar by die voltooide mense, soos wat dit nou by my natuurlik maar vir 'n kort tydjie die geval is, bly die gedagte in sy vorm bestaan, omdat dit deur die wil gegryp, dadelik deur 'n vinnige omhulling in die opgetrede vorm vasgehou word, en dit nie weer kan verander nie. Omdat die omhulling egter oorspronklik slegs eteries teer, en daarom ook deurskynend is, dring daar van die skepper van die gedagte wat nou vasgelê is, voortdurend meer lig en warmte na binne. Dit vergroot die eie lig en die eie warmte van die vasgelegde gedagte, wat oorspronklik uit hierdie twee geestelike elemente ontstaan het. Die so gevormde gedagte begin homself steeds gou meer en meer te ontwikkel, en word volgens die lig van die wysheid en die volmaakte kennis, waarvoor elke konstruksie, al is dit hoe kunstig, helder as die helderste dag is, in al sy noodsaaklike dele, verbindinge en opbou, doelmatig en as 'n sinvolle geheel ingerig. As die gedagte eenmaal die organiese inrigting het, begin in hom hierin ook al 'n eie lewe van homself bewus te word en dit voor te berei. En neem kennis, dit is nie net diere en plante wat lewend is aan die ander kant nie. Alles is lewend. As jy in 'n huis intrek, dan is die mure lewend, die vloer is lewend, die lug is lewend, en dit maak pragtige klanke kom voort uit daai strukture uit. Alles is lewend, want Elohim is lig, liefde, lig en lewe. So, dink daaraan hoe 'n ongelooflike krag jy kry wanneer jy volmaak wedergebore is. En onthou, as iemand nou in jou gebied inkom, sal hulle in al jou skepings, sal hulle jou herken. Jy sal, sê maar nou, jy wil 'n eland hê, dan sal jy 'n eland skep met jou wil, maar met Vader se krag. Maar daar sal 'n eienskap wees aan daardie dier wat hom eie maak aan jou. En so sal dit ook by 'n ander een die geval weer wees. En dit kan jy gaan lees op sekere van die gordels in die natuurlike son, is dit so. Daar kan mense nie goed van mekaar steel nie. Want daai goed wat jy geskep het, is net skepings in jou geestelike sfeer. Ons gaan verder. Vers 7, nee. Ja. Jy kan jou goed voorstel dat 'n voltooide mens reeds in enkele oomblikke 'n eindelose hoeveelheid verskillende gedagtes en idees volkome organies ingerig sal kan dink en saamvat. As hy dit wil omhul met sy wil,
sal dit bly bestaan en hulle self ontwikkel. Uiteindelik sal hulle by die bereik van hulle natuurlike, hoogste voltooide vorm self gelyk word aan hulle skepper, en hulle sal hulle soortgenote voortbring, en skep en so uit hulle self, op soortgelyke wese as waarop hulle self ontstaan het, 'n eindelose vermeerdering van hulle eie soort tot stand kan bring. Daarvan vind jy reeds duidelik aantoonbare voorbeelde in die materiële wêreld. En hier is die sleutel van Vader se skepping van in Genesis 1, soort by soort, wat eintlik in die boek van Herinnering duideliker omskryf is as geskape met die voorwaarde om in sy eie spesie te vermeerder. Dis hoe Vader al sy skepings voortgebring het. 'n Vis, sê nou maar 'n karp, sal 'n karp bly aanhoudend en aanhoudend vir duisende jare en sal nooit met 'n kurper kruis nie. In die skepping is daar beperkings ingebou dat byvoorbeeld wanneer 'n perd met 'n donkie sou kruis en jy kry 'n muil, daar word werklik 'n muil kan gebore word, dan is hy steriel. Hy het geen vermoë om voort te plant nie. En nou kan julle sien hoe Satan die skepping se soort by soort vermeerdering vernietig het, met al sy verbastering wat hy ingebring het in die skepping, van plante, van diere, visse, voëls, mense, op menslike vlak. Dit is eintlik vandag, as jy praat van, jy wil huwelike, jy beskou nie 'n huwelik buite jou ras as geldig nie, dan word jy as hierdie verskriklikste rasis beskou. Net omdat jy soort van jou soort wil voortplant. En die enigste manier hoe ek my soort kan voortplant, ek moes een van my soort in die vroulike nader getrek het en met haar in huwelik getree het. Maar vandag is dit gruisam vir die kerke en vir die politiek en al die dinge in die wêreld as mense so dink. Ons word regtig as die slegste skuim van die wêreld beskou. Net omdat ons apartheid toepas in alles. As jy na al hierdie vrugte en groente kyk wat nie meer saad in het nie. Dit is Satan, deur sy fabrieke en sy laboratoriums reg oor die wêreld, het hy dit nou so gemaak, dat niemand meer saad in die grond kan druk nie. Terwyl 60, 70 jaar gelede ons altyd saad geoes het. As ons sekere groente geplant het, dan het ons 'n stukkie gelos dat hy saad maak en dan oes ons die saad vir volgende jaar. En dit het met mielies en koring en allerlei groente gebeur. As jy perskebome wou plant, dan het jy of die perskepit geplant en dan het jy die perske gekry, of jy het die perskeboom ingeënt met die perske wat jy wil hê. Maar jy het binne die spesie gebly van daai spesifieke vrug. Vandag kry jy druiwe sonder pitte, jy kry watlemoene sonder pitte, omtrent alles, lemoene, al die dinge. Daai goed kan nie voortplant nie. Jy kan nie van hom verder verwag dat hy iets kan nalaat vir jou nie. En verder het wetenskaplikes wat hulle job ken, het bevind dat daai goed vir ons ontsettend negatief is vir ons liggaam. Dit veroorsaak suur en dit is baie nadelig en is uiteindelik kankergewend. So kyk om jou en sien hoe Satan hierdie geskaapenheid soort by soort of soortgenote, die eienskap om soortgenote voort te bring, op alle vlakke van ons weggevat het. Wat 'n soortgenoot kan 'n wit man wat met 'n swart vrou gemeenskap het en daar word 'n kind gebore? Dis nie soort van die man nie,
En dis nog minder soort van die vrou nie. So in beide gevalle het die soort, die spesie van die wit man opgehou en die spesie van die swart vrou het opgehou, bestaan. En nou is daar iets tussenin. En wat gebeur is, wanneer 'n manlike saad by 'n vroulike eiersel kom, die sperm, dan is daar biljoene DNA hakkies. Om jou 'n idee te gee, net jou DNA, hoeveelheid verskille in jou en in my as 'n mens, sal 5 hope boeke wees tot aan die dak. 5 hope gaan nie eers hier pas nie. En net een van die boeke is jou eienskaplike DNA, dis wat jou maak, as ons na jou kyk, dan herken ons jou. Die res is alles van jou soort en van jou spesie. En nou kom hierdie goed, is soos hakies wat by mekaar kom. Kom ons sê die swart een is DNA, heeltemal ander hakies en heeltemal minder hakies. Nou is vind daar 'n verwekking plaas, maar dit is 'n onvoltooide verwekking. En daardie persoon is nooit ooit sielsgelukkig nie, en is altyd bly ongevorm. Daar was nie 'n volmaakte spesie, soos hy hier sê, soort by soort nie. Dit is die biologiese en sielkundige lering wat 'n mens hieruit kry. Maak dit vir julle sin? Absoluut. Kyk maar net na basters. Nie so seer in ons land nie, maar in Suid-Amerika is duidelik, alle basters bedryf afgoderry. Ek was daar, ek was in 'n paar van daai lande. Die Rooms-Katolieke wat hulle nou sê hulle is alles afgoderry. Hulle aanbid beelde. En hulle is besig met allerhande goedjies, kraaltjies wat hulle draai en allerhande bygelowe. Dieselfde met ander basterlande, Indië, China. Al daai plekke aanbid afgode. Omdat met hierdie onvolkome verbinding iewers het die godsbesef verlore gegaan. En dit is iets wat ons baie dankbaar moet wees as blankes wat ons het. En ons moet daaraan vashou. Byvoorbeeld, as ek vanoggend vir julle hier kom sê, hoorie, ons moet nou, hier's nou 'n grootlike waan in die dam, ons moet hom nou aanbid. As ek nie 'n pak sla sou kry nie, sal julle almal opstaan en uitloop. Maar as jy 'n swart pastoor is, en jy is oortuigend, sal jy almal kry in jou gemeente om daai like waan te aanbid. Dieselfde met 'n beeld. As ek nou vir julle hier so 'n groot beeld van Boeddha neersit, ek sê ons aanbid nou hierdie beeld. Of selfs nou van Jesus aan die kruis, ek sê ons moet nou neerbuig voor hierdie beeld. Almal sal uitloop. Hoekom? Want ons het 'n godsbesef, dat ons God, 'n skepper van alles wat ons kan sien, en ook wat ons nie kan sien nie. En so 'n beeld is tog 'n dooie ding, hy kan niks vir homself doen nie. Omdat ons 'n godsbesef het, wat ander nasies en rasse nie het nie. En dis is hoekom hulle so gemaklik na afgoderry toe draai. Ons gaan aan. Voortplanting vind jy by plante, diere en mense wat die liggame aanbetref, en by die hemelliggame, wat hulle self ook vermeerder. Interessant, dat die hemelliggame hulle ook kan vermeerder. Daar is egter grense gestel aan hulle vermeerdering. Dit is nou die planete. So kan 'n saadkorrel van 'n bepaalde soort en geslag ook slegs 'n bepaalde aantal gelyke saadkorrels produseer, welke aantal nie oorskry kan word nie. Dink maar aan 'n koringaar of aan 'n mieliekop. Ook by die diere is dit so, en wel, hoe groter die dier, des te beperkter is die voortplanting. Dink aan 'n olifant wat so lank moet loop om eers draagtydperk is 'n paar jaar.
En 2 jaar. En hulle kry basies net 1 olifantjie. Maar hoe kleiner die diere is, dink aan rotte of aan konyne, is dit sommer 'n hele spul. Varke ook. Hoe groter die dier, des te beperkter is die voortplanting. Ook by die mense is dit so. En nog baie meer by die hemelliggame. Maar in die geestesryk van die voltooide mense gaan, net soos by Elohim, die gevoel en denke vir ewig voort. Omdat op die hierbo beskrewe wyse elke gedagte en elke idee deur die wil van die skepende gees omhul kan word en uiteindelik heeltemal selfstandig kan word, is dit verstaanbaar dat die ewige vermeerdering van die wesens nooit kan ophou nie. Ons kan nou dink, ek was nou in Paraguay. Ek kan nou in my gedagtes Paraguay voor my sien, die stad waarin ek was, die huis waarin ek gewoon het. Maar as ek in die gees is en ek wil, kan ek onmiddellik daar wees. En wat meer is, jy gaan in 'n vorm daar wees wat lyk soos 'n mens. En dit is die pad, of dit is die doel waarheen ons strewe, om los te kom van die vastheid en die logge liggaam wat ons vashou op een plek. Maar nou kan ons net daaraan dink, maar ons kan niks verder doen nie. En so sal Vader jou gedagtes vorm wanneer jy so 'n geesmens toestand bereik het. En hy sal vir jou, in jou hart sal hy sê, luister, daar in, sê maar in Duitsland, is 'n man in daai dorpie, staatjie, ek wil hê jy moet nou onmiddellik na hom toe gaan, en aan hom die evangelie verkondig. En jy wil dit, want jy wil altyd wat Vader wil, is jy onmiddellik daar, oombliklik, met die vermoë om met daai Duitser in Duits te praat. En dan dit vir hom oor te dra wat Vader in jou hart lê. Dit klink nou vir jou belaglik, ek dink dalk, ek het vanmôre 'n zol getrek voor ek gekom het, maar dit is nie so nie. Dit is werklik die dinge van die gees, wat vir ons weggesteek was al die tyd, totdat hierdie openbarings gekom het. Ons kan dit bereik. Van die 3de dimensie na die 5de dimensie. Ja, na die 5de dimensie al. Zinka, jy vra jouself nou af waar al die eindelose aantalle geskape wesens uiteindelik sal moet bly, as die skepping ewiglik op enorme, steeds groter skaal sal toeneem. O vriend, bedink slegs dat die fisiese ruimte self oneindig is. En al sou jy vir ewig, elke oomblik, sonder ophou, 10 maal 100.000 sonne, dit is 1 miljoen sonne, wou skep, dan sou dit, terwyl hulle self baie vinnig voortbeweeg, in die oneindige ruimte, tog eeu na eeu net so verdwyn, asof daar nooit 'n son geskape was nie. En onthou mense, ons son, wat een van die kleinste sonne in die heelal is 1 miljoen keer groter as hierdie aarde. So dit gee vir jou 'n idee, wat se skepingskragte ons gaan kry, is om van hierdie sonne 1 miljoen te skep, en dan het dit nog nie enige iets verander aan die grootheid van die skepping nie. Niemand buiten Elohim verstaan die oneindigheid van die ewige ruimte nie. Selfs die hoogste en mees volmaakte engele verstaan nie eers die ewige diepte van die ruimte nie. Hulle huiwer selfs voor die te eindelose diepte van die ewige ruimte. O vriend, ek sien nou met die oë van my hart die totale materiële skepping. Hierdie aarde, haar maan, die groot son en die tallose sterre wat jy sien, en waarvan sommige vir jou oë lyk so swak wasige punte, maar wat elke onmeetlike groot son en wêreldgebied vorm, van miljarde maal miljarde sonne. Nou 1 miljard sonne is weer 1000 miljoen.
en nog meer planete is vergeleke met die totale aanwesige skepings nog nie wat die kleinste en fynste sonstoffie is ten opsigte van hierdie hele sterrehemel wat vir jou sigbaar is nie. En tog kan ek jou sê dat daar onder die talle sterre wat jou oog bespeur, etlike is waarvan die deursnee nog talle duisende kere groter is as die lyn tussen die verste verwyderde ster wat vir jou nouliks sigbaar is en die van hierdie ster se ewe ver verwyderde teenpool. 'n Afstand waarvoor jy selfs met die snelheid van 'n blits meer as 1 miljard maal miljarde aardse jare nodig sou hê om dit te oorbrug. Nou die menslike verstand moenie sleg voel as jy nie hierdie goed verstaan nie. Lees dit maar weer of weer 'n keer, 2 keer, 3 keer. Maar al wat dit sê is net dit wat ons kyk of sien wanneer ons in 'n helder nag na die sterrehemel kyk, is so ontsettend groot dat ons dit nie kan bepaal nie. Lampies, jy het gister vir my gesê in die boek wat jy gelees het, op van hierdie planete woon mense wie se liggame hoeveel keer 1000? Die eeuw Ja, is 61 nulle. 60 nulle. Dis baie. Ja, maar wat is dit nou tot ten opsigte van die mense wat daar waar bly? Hulle is so groot. O ja, Hulle is eons kere groter as die aarde. ja, dit is... Jou broer is verskriklik. Die koppe van hulle. Ja, Ja, dit is 1000 keer groter as die aarde. so ek dink aan 'n engel met 'n kop wat 1000 keer groter is as hierdie aarde. Dit is die wesens wat hierdie ongelooflike groot planetêre stelsels veral op die sonne bewoon. Nou vra jy jouself af, nou hoekom moet daar sulke groot wesens wees? Want wie dink jy bring die planete voort? Dit is hulle skep uit daai son uit, skep hulle materiaal, grond, water, waterdamp, allerhande ander goed wat nodig is, en dan vorm hulle dit soos 'n pottebakker, en dan gooi hulle daai goed in die lug in 'n baan in. Alles word beheer deur Vader se Gees. En dit is hoe sonne ontstaan, planete wat eers komete is en later dan raak hulle vaster. So hierdie hele skepping lewe en alles is betrokke met die vorming en die skepping van hierdie dinge. So ons weet niks. Al wat ons net kan sê as ons klaar gedink het oor hierdie goed. Vader, U is so groot. Wanneer ons sing, hoe groot is U, dan besef ons nie hoe groot is U nie. Hoewel sulke afsonderlike liggame dus raaiselagtig groot is, lyk hulle tog vir die oog so skaars sigbare puntjies, dis nou hier van ons aarde af, omdat hulle te ver van hier verwyderd is. Maar tog is hulle vergeleke met die totaliteit van die gesamentlike skepings heelal, soos reeds gesê, nie meer as die kleinste stoffie nie, wat moeiteloos deur die sonstrale gedra kan word. Hierdie sonstoffie weet julle al as jy in die winter in 'n kamer sit met 'n sonstraal wat inkom, dan sien jy altyd stoffies wat daar dryf in die sonstraal. Daai klein deeltjies, dis 'n sonstoffie. En dit is wat ons is, of wat hiervan gepraat word. Al hierdie groot goed is maar 'n sonstoffie ten opsigte van die werklike grootte van die heelal. Ek sê vir jou, jy kan 1 miljard sonne met al hulle planete en maane en komete skep en hulle almal inbring binne die sweer of die hulsglobe, dit is die woord in Duits wat gebruik was, van hierdie sonnegebied. Nou 'n hulsglobe is, ons is in 'n
afgesonderde hulsglobe. Maar daar is miljarde en miljarde van hulle, en hulle vorm saam daardie gevalle wêreldmens wat ek julle gister van beskryf het, wat kop onderste bo sit en wat nou opgewek moet word deur Joshua wat ingekom het in hierdie gevalle ryk in en nou die lig by Golgotha aangesteek het. Die eerste ligvonkie in hierdie gevalle mense hart. Nou sê hy, al bring jy so 'n klomp miljarde van hierdie sonnegebiede in, met al hulle planete, gaan dit nie 'n effek hê nie. Kyk hoe sê hy verder. Sal dit binne die ruimte van hierdie een sweer, hulsglobe, net so min merkbaar wees as een druppel water wat die see vergroot en die ruimte van haar uitgestrekte bedding beïnvloed. En miljarde maal miljarde sweere, hulsglobes, sou in die gehele gebied van die nou bestaande totaliteit van die skepping ewe min merkbaar wees as miljarde reendruppels in die see. Dit is eintlik, jy kan dit nie eintlik bedink nie. Ek sien 'n ou met 'n druppelmeter, die goed wat jy altyd die oogdruppels insit, so 'n dingetjie wat jy druk. Jy gaan na die see toe en jy drup een druppel in. Dis mos nou logies, dit maak niks aan die see nie. En dit is hoe hierdie miljarde maal miljarde sonneplanete stelsels niks gaan maak aan hierdie hulsweer se grootte nie. Dit gaan net so basies bly. Kyk na die aarde, hoeveel duisende spruite, riviere en strome mond daar ook nie in die see uit nie. Tog word dit geen streep groter daardeur nie. Ook al bedink jy elke oomblik hoe baie skepings, dit sal hulle self in die oneindige ruimte steeds op soortgelyke wyse verloor, soos die myriades maal myriades waterdruppels, wat elke oomblik in die see val en daarin verdwyn. Wees dus maar nie bang dat daar te veel geskape sou word nie. Want in die oneindigheid is ewige ruimte en plek genoeg vir die oneindige. En Elohim is magtig genoeg om alles vir ewig te bewaar en na 'n uiteindelike hoofdoel te lei. So, moenie bang wees dat daar nie plek gaan wees nie. Hy sal plek maak. So, ek het gesê in die begin, dit is 'n moeilike lesing met moeilike begrippe. Vat maar die papier weer, gaan lees hom 2 of 3 keer deur en kry 'n beter beeld van hoe groot hy is wat mens geword het en wat jou elke dag uitnooi om na hom toe te kom en om lief te hê en te doen wat hy vir ons voorgeskryf het. Baie, baie dankie.